Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouer Sportgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Water en sanitasie is van die grootste uitdagings wat die wêreld in die gesig staar. As stigter en besturende direkteur van Scientific Sanitation Solutions, by Victor Adendorf omtoon die ontwikkeling van tegnologies gevorderde produkte vir watersanitasie oplossings. Sy eertydse opleiding as valskermsoldaat het vir Adendorf die noodsaaklike dissipline en deursettingsvermoë geleer, wat hy later kon deurtrek na die sakewêreld toe. Hy beskou sy deursettingsvermoë as een van sy grootste bates in besigheid, in vernaam in landbou. Boerdery is huidiglik waarskynlik die moeilikste bedryf in Suid-Afrika. Maar soos die gesegde lei, 'n boer maak 'n plan. Jy is daarom met Scientific Sanitation Solutions ook vorendag gekom met Sunny 99 for Agri, 'n uiters effektiewe landboukundige ontsmettingsmiddel wat planeet, grond, mens en diervriendelik is en met internasionale akkreditasies. Lekker leer en lekker luister. Victor, welkom weer eens in die ateljee. Ek voel so sleg. Daar was nou die tegniese duiweltjies het met ons vorige onderhoud hier ingekruip, maar dankie dat jy weer hier in is en ek sien baie uit om met jou te gesels en laat die Klipkouers jou storie kan hoor. Dankie Jacques, bly om weer terug te wees. Ons maak dit 'n tweede keer. Second time lucky. Hoorie Victor, maar jy het 'n verskriklike interessante storie, maar waar het alles begin? Vertel ons van daai groot word jare in die pad wat jy gestap het, waar jy natuurlik, jy's hierso net in die straat af by ons hier in die R21 Corporate Park. Ek is in Barberton gebore en gematrikuleer en baie lekker ou Laagveld jare gewees en nog toe dit baie ongerep gewees het daai jare. Om vir jou 'n interessante ding te vertel van Barberton, in Kaapmeiden was daar 'n boer gewees, ek dink was Callie Brits as ek reg is. Hy was nog aangeval op sy plaas deur 'n leeu. Dit was die gevaar. Ja, en dit was in die op voorblad van 'n rapport daai jare gewees. En Callie het gewen. Hy het die leeu gewen, maar hy was stikkend gebyt. En olifant het gereeld deurgebreek in daai area. So dit was regtig nog 'n lekker ongerepte Laagveld waarin ek groot geword het. Maar die natuurlik Barberton wat ek nou kan onthou die eerste keer wat ek as kind in die Oos-Transvaal aangekom het, was ek onthou altyd hierdie koekoek kabels, net die mynbou goud. Ek het onlangs 'n artikel gelees, ek dink is dit een van die diepste Zama myne by die ouens daar Skelmgrou nie, maar ek bedoel is dit 'n myndorpie stories. Ja, maar in ons tyd was daar nie skelmmyners. Dit was regte goeie mynmaatskappye wat daar was. Een van die min plekke in die wêreld wat jy nog die goudklonte in die rivier gekry het, soos in Sheba myn, by Sheba, dis net jy eentjie ander kant Eureka. Ja, daai koekepanne was daar juis om rou materiaal van die myne in die berge by Swaziland, want Barberton is teen aan Swaziland, om dit af te bring na die verwerkingsareas toe en op die treine te sit en dit natuurlik. Jy kon nie 'n pad bou nie, so eenvoudig soos dit. Dit is die goedkoopste gewees om maar net dit oor die berge aan te bring. So daai koekepanne het 'n dag en nag gehardloop. Maar jy sê teen aan die Swaziland grens. Ek bedoel, ja, Barberton is omtrent so, as jy soos die kraai vlieg, omtrent 30 km van Swaziland. Pragtig. Nou kon jy daai jare maklik oor en weer beweeg, of is dit nou maar, of waar is die grenspos? Is daar 'n grenspos nou? Ja, is grensposte, maar jy kon nie so maklik hier, was maar nog altyd daai niemandsland gedeelte wat jy nie mag oorgegaan het nie. Die Swaziland weermag het gepatrolleer. Okay. So jy het nog steeds met 'n paspoort deurgegaan, maar dit was ek kan nie sê of dit daai tyd makliker was as nou nie, om oor te gaan nie. Maar jy het vir my, ek onthou jy het laas iets genoem van daai einste, die
kar het ek wil sê dual purpose gehad. Yes. In die begin was dit mynbou gedrewe, maar later toe nou nie. Korrek, so ek in die hoërskool was ook in die koerante gewees, toe mense van Swaziland af probeer oorkom en in die koekepanne geklim. Maar daai het net 7 dae week gehardloop mee nie, hulle het nie geweet nie, en hy het so hy stop nou Vrydag aande, as mense daar stop hy, en hulle die hele naweek het hulle daar in die lug gehang, en daai koekepanne en doodgebrand van die hitte. Yes. So dit het toe, was 'n redelike ding wat gebeur het toe hulle ingekom het. Pragtig. Maar dit het natuurlik nou net minder geraak na die insidente net meer geraak het. Maar daai, ek neem aan, vandag is dis nou maar net soos 'n medalje vir die dorp, die feit dat dit nog daar hang. Is dit daar spres of het niemand worry om dit af te haal nie? Ek dink dit is maar deel van die nostalgie en die geskiedenis van Barberton. Ek weet nie wanneer laas was jy in Barberton, maar ek weet nie eers wat daar is nie. 2018. Okay, en jy het dit gesien? Ek het dit gesien, ja. Okay, dan is dit hopelik nog steeds daar, as dit nie afgesteel is vir staal nie. Ek hoor jou, is dit te hoog? Ja. So, ja, dit was 'n deel van, was 'n mooi geskiedenis, en ek het jou ook al voorheen vertel, dat Barberton het die eerste goudbeers gehad. As jy nou gaan kyk, deel van die museum kan jy nog steeds gaan sien, die murasie van die goudbeers. Voordat in Johannesburg gebeur het, het dit in Barberton. So dit was die eerste, ek sou sê, eerste nie seker wat in Afrika dan, daai tyd. Definitief. My magtig. En ek weet nou, ons het nou, later jare is jou Anglo-American, of Brits, nee, is Britse geld, Britse eienaarskap, was dit ook. Is dit maar, ek wil sê, is al die goudmyne maar die Britte besit daai tyd. Ek reken op daai stadium was dit maar seker, Anglo was maar nog altyd die grootste eienaars van goudmyne daai tyd. So ek aanvaar, ek was nog te jonk, ek het nie regtig omgegee oor ekonomie en finansiële rigtings daai tyd nie. Maar ek dink dit was maar baie deur Anglo, en daar was 'n groep gewees, ek dink daai tyd Genman, wat hulle ook gehad het, General Mining, wat ook moontlik van die myne kon besit het. En ons gaan by jou, ek weet nou deel van jou storie, het natuurlik mynbou 'n integrale rol later in jou besigheidsloopbaan gespeel. Is dit waar jy blootgestel is? Dink jy dit, as jy nie in Barberton aan daai mynbou omgewing blootgestel was nie, sou dit dalk anders gelyk het, jou pad? Nee, ek het nie regtig ooit gedink om in mynbou self te gaan nie, maar daai jare was dit 'n redelike waarborg dat jy op 'n myn sou werk kry, as jy klaar is met weermag, of klaar is met skool. So, baie van ons ouens het, inteendeel, vriende van my wat ek nou nog het van skool daar, het besit ook nou hulle eie myne, en van hulle werk nog op myne. En so dit is maar, dit was die trend van daai jare. Ek wil sê, dit is weer dis die tyd en die plek gewees. As jy nou nie daar groot geword het, nie soos ek het nou welkom. Dis maar dieselfde, nee. So as jy nou nie op 'n goudveld groot geword het, dan was dit nou nie jou, net soos as jy in Pretoria moes bly as jy in die filmindustrie wou opeindig byvoorbeeld. Ek dink daar was daai jare maar baie makliker opsies vir ons gewees. Jy het of weermag toe gegaan na skool, of jy het op 'n myn gewerk, of jy het vir die staat gewerk. Poskantoor, wat ook al. En dan natuurlik die ouens wat universiteit toe gegaan het. Ja. Maar vir werk was dit maar jou vinnigste, maklikste, amper 'n werklike waarborg. Jy sou werk kry op die myn of in 'n staatsdiens. Dit was a given. Ek onthou my pa oor die jare, jy weet, soos ek sê, my pa was al die jare by Anglo-American, en een ding wat ek altyd baie respek gehad het vir die mynmaatskappy is, dat hulle het nooit teruggehou wanneer dit by opleiding gekom het nie. Ek dink dis altyd opwindend, net vir die ouens wat daar jou voet in die deur gekry het, daar was jy relatief, jy sou 'n ding of twee geleer het en 'n toekoms gehad het, as 'n blink toekoms, as jy, ek wil sê, die dryf gehad het en die ambisie gehad het. Die mynbedryf was wonderlik daai jare. Soos jy sê, die opleiding was fantasties, maar ek dink ons kan maar kyk na elke facet in daai jare. Ons praat van die 80s en vroeër, maar ek het nou maar 80 slaag gemaak met skool. Alle facette was goed georganiseerd. Die opleiding was in alle departemente. As jy kan onthou ambagte wat hulle by Olifantsfontein gedoen het, die rooi kaart gekry het. Dit was top klas ambagsmanne. Ja. Tops. Hulle het die beste opleiding gekry. Weet, so ek onthou toe ek klaar was met weermag en ek is terug na Kinross toe daar
waar ek begin werk het, op Kinross Myn, het baie oorseese ingenieurs kom leer by ons. In Suid-Afrika op ons myne. Ons was maar net altyd goed gewees. Dit het maar die later jare afgeneem. Hoekom dink jy is dit? Want dit is interessant, ek onthou ek het seker so 2 jaar gelede het ek Denel, die ou manne van Denel hoor praat oor hoe ons in millimeters uitgewerk het, waar daar is amper die grasie selfs van error in die ontwerp was baie minder hierso as in Europa. So nou wonder ek, jy weet, hier sit jy met 'n Britse maatskappy, Europese maatskappy. Wat het ons dan anders gemaak? Weet, hoekom, as 'n Engelsman jou, 'n Brit jou leer, 'n ambagsman word, hoekom was ons beter dan as ek wil sê amper, die kind beter as die pa? Ek kan nie 'n holistiese siening oor dit gee nie, maar ek kan vir jou wel sê, net om in daai jare al, om uit jou tienerjare, en jy's nou 18 en jy's weermag toe en jy's daar uit, daar was geweldige nasie trots. En ons het baie slim mense gehad, wat trots was in wat hulle gedoen het. Dis kom alles. Dit is 'n kultuur. Dit is 'n manier van dink en doen. Dit was ons Suid-Afrikaner kultuur gewees. Sure. En ek het nou die dag met iemand 'n gesprek gehad net oor op Louws Creek. Ons het al hierdie cowboy boekie name gehad van ons dorpies daar, Louws Creek, Eureka en seker. Ja. En daar die stasies was klein stasies, waar die boere se suikerriet en so produksie kom op dan. En dit was spotless clean geweest, dit was ongelooflik mooi skoon, dit was altyd netjies, die stasie bevelvoerder was, jy kan hom deur 'n ring getrek, die stasie polisman kon deur, die klein kiosk wat op die stasie was, wat privaat, alles, dit was net, jy kon van die vloere af eet al. Dit was net trots, nasie trots, volkstrots geweest. Dit is so jammer dat die jong mense van vandag nooit sal ooit kan sien wat was daai trots wat ek wil sê, daar is nie 'n benchmark nie, daar is net nie daai verwysingsraamwerk vir dit nie. Soos wat ek dink ons het nou die dag daaroor gepraat, is wat jy nou, as jy 'n jong mens gebore was 6 jaar terug, 7 jaar terug, en jy ry deur 'n plattelandse dorp nou, is dit vir jou die normaal om in 'n teerpattery wat nou helfte grondpad is, in potholes en gate in het, en lamppale wat nie meer staan nie, en robotte wat nie werk nie, straatname wat afgesteel is, en vervalle geboue. Dit is jou norm nou, wat vir ons net, in ons jong jare was dit iets wat jy nie eers kon indink is moontlik nie, want daar was net te veel trots. Ek dink, en ek wil net so 'n side note, en ek wil nou nie polities raak nie, maar ek dink, wat jy nou sê, laat my net herinner my dat, ek so sê, ons Afrikaners is 'n bietjie van 'n catch-22, nee, want ek wil vir jou sê, daarom is geskiedenis juist so belangrik, dat mens kan terugverwys na toe dinge gewerk het, maar nou is ons geskiedenis, nou wil ons ook nie te veel oor geskiedenis praat nie, oor apartheid, jy weet, so jy het amper, so ek sê, 'n catch-22, jy wil nie terug, jy weet, ek vertel my kinders baie, en ek wil hulle kan wys, maar ek dink, almal is nou bang amper, dis soos die Duitsers, jy weet, ons praat oor die Tweede Wêreldoorlog, want almal is noem ons nou nog nazi's, jy weet, dis amper so 'n tipe van 'n skuldige gewete, maar tog wat voor daar nazi's was daar geweldig om op trots te gewees het, as 'n Duitse nasie. So ja, dis vir my hartseer dat ek dink ons skram weg van geskiedenis af, maar ek wil sê nie politiese geskiedenis nie, kulturele geskiedenis, en daai absolute excellence wat daarmee gepaard gegaan het. Daar in my oë is daar geen verskoning dat ons nie ons kulturele geskiedenis omhels nie, en daaroor praat nie, en dit publiek maak nie. Ons het genoeg as 'n Afrikaner volk, en inteendeel as 'n blanke volk, Afrikaans en Engels van hierdie land, om op baie, baie trots te wees. Ek gee nie om oor die politieke sienings van die verlede nie, ek gee ook nie oor die politieke sienings van vandag nie. Ja. Alwaarin ek dink is, ek weet in watter land het ek groot geword, en hoe dit gelyk, en ek kyk na die gemors wat ons vandag en ek kry ons jeug, en ons kinders jammer wat dink, dit is hoe dit moet lyk, en dit is reg. En ek weet nie hoe kan jy vir die jeug vandag verduidelik hoe dit daai tyd gelyk het nie,
Want jy sal met foto's wys, jy sal wys hoe netjies het dit gelyk. En waar kry jy dit? Dis die ander probleem. Weet, so, dis baie moeilik om kulturele geskiedenis op te kikker en weer aan te vier, terwyl ons nie meer kan eers bewyse kan gee soos foto's en kan jy vir jou boek laat lees. Jy moet dit sien, jy moet dit sien. Om te wys hoe eintlik het hierdie land gelyk. En ons praat nou die dag daaroor, hoe ver sou ons nie al gewees het, as ons net aangehou het met wat ons gedoen het nie. Ons het 'n perfekte land. Ek meen ons het 'n nuclear plant gebou hier. Net hier buite by Hartbeespoort. Ons was net ver voor ons tyd. En ek onthou in die 80's het 'n Brit gesê, ek sal een parlementslid, ek sal my hoed, of laat 70's, ek sal my hoed opeet, want toe die sanksies nou groot begin het in Suid-Afrika, ek sal my hoed opeet die dag wanneer 'n land kan brandstof maak uit steenkool. Hy sê famous last words. Hy die verkeerde volk, vir die verkeerde trotse volk dit daai uitdaging gegee. 10 jaar later toe moes hy sy hoed vreet. Want toe maak ons by Sasol brandstof. So, en daar natuurlik is ons eerste en enigste Fortune 500 maatskappy nog vandag, nee, wat op sigself die storie vertel van. Daai tyd was dit toe Sasol gebou was, in my opinie, en die bewys wat ons gelewer het vir die wêreld, hoe briljante volk ons is, was dit vir my 'n doelwit wat bereik is, wat die wêreld gedink het nie moontlik bereik is nie. Die feit dat Sasol vandag staan is vir my 'n wonderwerk. Daai was dit 'n doelwit, nou is dit 'n wonderwerk. Maar weet jy maar ek wil vinnig, jy weet, ons praat so van ontwikkeling. En dan wil ek wil nou nie, ons is besig hier om 'n geografiese geskiedenisgesprek, ek wil by die besigheid uitkom. Maar Nelspruit, ek kyk vandag na Nelspruit as ekonomiese powerhouse. Ek het skoolpelle wat daar baie suksesvolle besighede het. En natuurlik, wat was Nelspruit, jy weet, in die 80's en so aan, hoe het hy gelyk? Wat was hy? Was dit net 'n landboudorp of? Nee, dit was die groot dorp. Maar dis net waar die boere by mekaar kom. Ja, wel, die boere het maar in al die klein dorpies, maar as die vrouens vir ordentlik inkopies gedoen het opgedres om te gaan. Het hulle Nelspruit toe gegaan, en dit was 'n pragtig, jy daar deur die Crocodile Valley gery, Crocodile Valley op pad Nelspruit toe. Ongelooflike mooi dorp gewees daai tyd. En ook van die sterkste skole, sportskole was ook daar in Witrifuur, was net langes aan. Almal sterk skole, dit was maar dis waar die ekonomie sterk gestaan het. Maar was dit landbou gedrewe? Ek wil vandag ek dink vandag Mosambiek speel 'n groot rol met ek dink Nelspruit was van daai jaar al af het wye spektrum van ekonomie gedryf, nie net landbou nie. Landbou het 'n groot rol in die Heelaalveld nog altyd gespeel. Maar ek dink dit het alles bygedra, soos byvoorbeeld skole wat daar was 'n hele paar skole. I mean, is isolasie komponent seker wat, soos 'n Bloemfontein, wat hy's in die middel van nêrens, daarom is dit nou maar ekonomies jou sterkste. En onthou, daai tyd het hulle nie van Mosambiek deurgekom soos vandag om te kom inkopies doen daar nie, want ons is in oorlog. Natuurlik, nee, dit was die vyand, nee. Dit is net so Mosambiekers was nie toegelaat om deur te kom. Natuurlik daai tyd het Suid-Afrika die Portugese ingeneem wat uitgejaag was uit Mosambiek. Die ou Lourenço Marques, nee? Die ou Lourenço Marques, ja, wat werklik 'n paradys was. Sy tyd. So, die ekonomie was maar was wyd van verskeie faktore af, industriële vervaardiging, finansiëel, natuurlik boerdery. Ja. So, alright, so Barberton op skool, army toe. Ja. Waar was jy, wat eenheid, wat het toe gebeur? Valskerne bataljon, en my 2 jaar daar klaar gemaak, grens toe, en uitgeklaar. Maar sê, vertel my gou, jy het 'n interessante ding, ek het een van my ou skoolbuddies wat 'n parabat was, en ek vertel toe nog so vir jou van die 3 dae PT, nee, maar jy sê toe, nee, 2 weke, back in the day. Dis asof selfs daai
ek wil sê nie om af te maak, weer die jonger manne af te maak nie. Ek dink dit was nog steeds uitdagend, maar julle was weer eens op 'n ander vlak. En gelukkig al die bats sal verstaan, jy kry juniors en seniors. En seniors sal altyd dink juniors het dit makliker gehad. Ja, nee, dit is nou maar. So respek aan al die bats wat luister. Seniors was altyd die baas en die juniors nie. Maar ek het ook seniors gehad. Jy weet, vir my was hulle weer die heel beste wat jy. En hulle het gedink julle is bussies. Ons is weer wurms. Maar dit is maar hoe dit gewerk het altyd. Ami, maar jy het ook sport, ek bedoel sport was, want dit is my internet, ek wil terugkom ook wat en daar ons sal later actually, ek wil terugkom na jou sport toe, die Ami wat groot, ek wil sê, in jou, weer eens jou entrepreneuriese DNA, baie belangrike rol gespeel het. Maar waar het hierdie entrepreneursgedagte, het jy altyd gedink, ek wil my eie ding doen, of daar is altyd so interessant, waar het die liggie aangegaan, sê, weet jy, ek gaan my eie potjie krap, maar nou is jy lekker, nee, jy het nou skool, jy het Ami het nou gekyk, nou wat gebeur daarna toe? Ek het al in standaard 8 geweet dat ek eerder besigheid gaan doen. Hoekom? Wat het gebeur dat jy tot daai gevolgtrek gekom het? Dit is maar net iets wat in jou is. Ek dink is maar hoe 'n boer ook voel. Jy weet, 'n boer weet die grond is in sy bloed. En as jy soos ek dink jy het maar net daai gevoel. Daar's baie mense wat al probeer, wat ek ken persoonlik, wat al gedink het hulle kan boer. Wat 'n stukkie grond gekoop het en dit net dood eenvoudig nie kon maak nie. En ek praat nie van as gevolg van droogtes nie. Ja. Ek praat van hulle het net nie daai grond in hulle are soos en daar's 'n gut komponent, wat jy nie kan leer of Google. Exactly. En ek dink dis baie boere, die ouens wat boere is, het dit maar nog altyd gevoel hulle wil boere wees. En jy kan dit sien, ek ken jong ouetjies ook nou, mense wat ek ken wie se seuns nou klaar maak met skool, wat net wil gaan boer, hulle wil vir 'n boer gaan werk, hulle wil oggend vroeg opstaan, laat gaan slaap, hulle wil vir 'n boer gaan werk, dit is in hulle wil net gaan boer. So daai is dit kom van, ek dink jy het nie 'n beginpunt met dit nie, wat jy kan sê, dit het my aangewakker nie, ek is nie so type, ek is nie so gelukkig. So jy's nie 'n wheel and deal, want ek weet daar's altyd daai, het voel vir my en ek maak dit nie af nie. Daar's baie keer waar die ou sê, "Wow, jy weet ek het top 7, het ek my lemonade stand en ek het my jy weet dis asof baie keer dan ek het nou oor die jare dan ek het nou eers 'n koöperatiewe, alhoewel ek ook vroeg geweet het ek wil my eie ding doen. Maar jy kom uit 'n koöperatiewe en omgewing en nou voel jy amper minderwaardig toe die ander ou het al gewheel and deal op 7-jarige ouderdom. Jy weet daai tipe van ding. Ek lees van hulle. Ek lees net van hulle, ek het hulle het jy nog nooit ontmoet, so dis amper is 'n baie sexy storie in 'n mate, maar dis een uit die 1000 klink dit vir my amper. Ja, so ek lees van hulle, ek het hulle nog nooit self ontmoet nie, maar ek dink dit is ongelooflik as jy daai ingebore natuurlike eienskappe het om te kan so wheel and deal van jongs af. Dit was nie ek nie. Ek is nie so begaafd met besigheid sin dat ek het al van jongs af gedoen het nie. Ek het besigheid dood eenvoudig net begin doen oor ek gehou het van die onafhanklikheid. En natuurlik vir een of ander stadium was dit vir my lekker, dis nie nou meer nie, was dit lekker om druk te hê en onder druk te werk. En dit is wat ek dink elke sakeboer en elke sakeman en vrou daar buite weet dat druk is lekker as jy jonk is. Dit is nie meer so lekker as jy ons ouderdom laat in my ouderdom begin kry nie. Maar dit is dit wat die ouens, ek onthou dis wat die Ami ouens altyd sê, weet dis 'n lekker wat jy nooit oor wil hê nie. En ek dink dit is ook met baie start-ups, nee. Dit is dis ek dink alhoewel dit voel vir my ek wil glad nooit ooit weer my begin in besigheid daar in Londen. Seker omdat ek was 33 toe ek weggespring het, uit die blokke uitgekom het, maar ek dink is iets wat ek wil oordoen nie. Ek het daar's hier en daar lekker gedagtes, maar ek wil nie eers sê dis 'n lekker wat ek wil oor hê nie. Dit is nie vir my lekker nie, as ek terugdink nie. En ek glo wat jy nou sê is heeltemal normaal. Ek dink enigiemand wat die teendeel sê, is in my oor redelik abnormaal. Want dit is nie lekker om
om iets, die opgewondenheid en die avontuur wat jy het, om te sê, hier is my nuwe besigheid, en hier is die naam, en hier is my logo, en dis 80%. Dis so wonderlik lekker. 'n week later, wanneer alles, jou logos op die mure is, en jou kantore is oopgemaak, en jou brochures is gedruk, jou website is op, dan is daar een ding wat nie gebeur nie. Die sales kom ek wil nou net sê, jy het nog nie die seil gemaak nie. Ek praat nou met 'n besigheidsman, dus jy weet, jy het gesien waartoe ek op pad is. En so, daai is om verliefd te wees in jou, wanneer jy 'n meisie ontmoet het. En daai verliefdheid en alles is nuut en vreemd en is wonderlik, en sy vertel jou haar hele lewensverhaal, jy vertel jou lewensverhaal, en vir een of ander rede 30 jaar later wil hulle nie meer hoor van jou lewensverhaal. Dis actually 'n wapen. Dis 'n vuil beklei wapen. Ja, so ek dink besigheid is wonderlik, en soos ek jou verlede week gesê het, boerdery is lankal nie meer boerdery nie. Dis besigheidsboerdery. Dit is die boere van vandag is in my oop in baie opsigte meer briljant as koöperatiewe sakemense. Want die meeste mense wat in koöperatiewe posisies sit, so CEO's en MD's, het nooit daai besigheid begin nie. Die meeste boere het hulle eie plase begin. Dis 'n ander vlak besigheid. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Hoër insetkoste sal waarskynlik voortduur om 'n negatiewe impak op boere se finansies te hê. In die saaiboerdery sektor het die prys van kunsmis asook onkruid en insekdoders met meer as 50% gestyg gedurende die planttydperk van die 2021-22 seisoen. Derhalwe was die oesverliese wat deur vloede teweeggebring was in dele van die land 'n gevoelige slag vir boere wat moes oorplant. Voorts het die pluimvee en tot 'n mate lewende hawe sektor te kampe gehad met hoër graan en sojaboonpryse sedert 2020, wat boere se winsgewendheid knou. Verbeterde weivelde vanweë die swaar reënval behoort wel tot voordeel te strek van die lewende hawe sektor. En die manier hoe hulle diversifiseer, en ek stem saam met jou, ek bedoel, jy kan net diversifiseer, ek bedoel, hulle begin nuwe besighede, vat nuwe risiko, so dis eers dat hierdie ouens seker, nou so hy's 'n boer en hy het nog 'n plaas gekoop, wel, dit is ook op sigself 'n risiko, as ouens wat ondergegaan het omdat hy te veel grond gaan opkoop het, so dis nie sommer maar net nie, maar daai bewys wil ek sê, soos jy sê, van hulle besigheidsvernuf, is hulle vermoë om so effektief en suksesvol te diversifiseer op hierdie stadium. Beter as wat die meeste koöperatiewe mense ooit kan doen. Absoluut. Soos byvoorbeeld, ek het nou die dag met 'n boer gesels wat hy het 'n paar volstasies, hy boer met mielies en hy het hoenders en hy het gastehuise. Jy weet, en so dit is net ongelooflik. Waar kry jy dit? Dis mos nou dis entrepreneurs. So wat is daai eerste logo, website, naam wat jy moes uitdink, waar daai eerste besigheid weggespring? Wat was dit? Ja, dit was Adendorf Equipment Sales. Ja. En want daai tyd was Adendorf plant en equipment mos al reeds aan die gang. So ek het maar gepiggyback op daai naam. En so dit toevallig het jy nou nee, ek is toevallig al. Ja, maar ek wou sê julle self van, was dit nou gelukkie? Ja, dit is maar net ek het eintlik die naam maar bietjie gekopie uit die aard van die saak. My besigheid te promote daai tyd, ek was jonk, ek was 26 jaar oud en ek het begin met die grondverskouingsmasjiene. Dis soos ek wat dalk wat was jy ons nou van kernkrag gepraat, wat was ek is Wouter Beson en Associates, nee? Exactly. Ek om daai kaart sommer te gespeel, of Wouter Beson ingenieurswerke. Daar sy. So, maar dit was net toevallig dat hulle Adendorf Equipment en ek is Adendorf Equipment Sales. Dis nie toevallig ek het die naam spesifiek, ek het weggekom daarmee.
En maar dit het my baie gehelp, want daai tyd het, as ek by mense aangekom het, dan het hulle gedink ek is van die Adendorf wat so wyd en suid. Maar hulle het die aanname gemaak. Hulle die aanname. So en jy sien daar as jy nie sê ek is dit nie, maar as jy die aanname maak is jou probleem. Maar ek het hulle dadelik reg gehelp. Ek het altyd vir hulle gesê, hulle is die ryk Adendorfs, ek is die arm Adendorf. Maar jy het reeds jou voet in die deur gehad. Ja. So baie slim. Almal het geweet ek is die arm Adendorf, hulle is die ryk Adendorfs. Maar wat het dit behels? Maar ou masjienkies opgekoop van wat op myne gestaan het en steenwerke en so. Maar wat is dit? Is bulldozers en goeders of wat? Voorlaaiers soos Cat 910s en Cat 920s was vir my belangrik en TLB's. En dan ek iemand gehad wat dit, dan ek het gekoop by die mense en dan ek het gevat laat hulle dit regmaak. Soos 'n used, ek wil sê soos 'n gebruikte kar. Jy het net 'n used heavy. Ja, maar ek het hulle dan natuurlik net mooi laat op radkaste oorgedoen en nuwe bande en al daai en dan weer aanverkoop. Maar man, hoe was hoe die marges daai jare? Is dit goeie geld gewees? En ek bedoel, kon jy jonk, so dit was vir my goed daai tyd. Ek het nie baie oorhoofse kostes gehad nie, want ek het nie wat hulle noem 'n yard gehad nie, waar die goed gestaan het nie. Ek het dit net so vervoer na die werktuigkundige toe wat vir my alles gedoen. So jy koop ry hom werktuigkundige en hulle maak en ek verkoop hom van die vragdag. So betaal die werkswinkel wat vir my die masjiene reggemaak het en die masjiene word uitgevat. Hoorie maar so innoverend. Ek bedoel, waar het jy daai idee gekry om, want dit interessant ook daai tyd, ek dink entrepreneurskap vroeë jare. En ek wil sê so onlangs so seker 20 jaar terug, het ouens nog steeds, die eerste ding wat hy wil doen, ek onthou het so studie gedoen in Engeland, waar die eerste ding wat hy wil doen, hy wil hy kantoor gaan huur, telefoon en die besigheidskaart en nou kan ons die besigheid begin. Dit was so 'n tipe van ek wil sê 'n baie foutiewe manier van dink. Kom ons kry die adres en dan kan ons begin. Nee, hou die maak seker daar is nie overheads nie. Kry die eerste sale en dan gaan die bells and whistles daarna. So ek wil sê dis baie innoverend wat jy daar gedoen het. Wat het dit veroorsaak? Jy gesê luister, of was dit net jy het nommers verstaan? Wel, soos ek sê, ek is nie noodwendig, ek het nie daai vreeslike entrepreneuriële gawe wat die ander, daai jong wheelers en dealers het nie, maar ek dink daar's baie faktore wat 'n rol speel as jy 'n besigheid begin. Nommer 1 is, soos jy sê, party ouens begin met die besigheidskaartjie en kantoor, hulle het onmiddellik overheads. Ek dink dit hang af van wat jou rigting is wat jy wil begin. Jy kan nie vir my gaan oortuig jy het 'n finansiële besigheid en jy wil vir my finansiële advies gee en jou kar is jou kantoor. So daar seker, ek hoor jou seker industrie, jy moet amper bewys hê van. So die rede hoekom ek dalk onthou, as jy jonk is, jou ego ook nogal baie altyd groter as jou bankbalans. So ek wou graag 'n kantoor gehad het en ek wou graag my eie plek gehad het. Ek het doeteenvoudig net nie die geld daarvoor gehad nie. So dit was nie 'n besigheidsbesluit vir my om nie so fasiliteite te hê nie. Dit was doeteenvoudig, ek kon dit nie bekostig nie. Okay. So, en toe raak ek gewoond aan daai metode en dit het vir my gewerk. Dit is nie ideaal nie, die banke het nie daarvan gehou nie. Ek het baie pak slaag gekry oor ek juis nie 'n fasiliteit gehad het wat omheen is en met my kantore en so nie. Maar ek het verlang weggekom daarmee. Hoe het jy te werk gegaan in daai, ek wil sê as jy nou vir 'n jong entrepreneur advies moet gee, hoe het jy daai eerste bulldozer, kom sê nou, noem dit nou maar, of hoe het jy hom gekoop? Hoe het jy te werk gegaan om want ek bedoel, is nie 'n goedkoop ding nie. Dit was, kyk, dit is nie 'n goedkoop ding nie, maar ek het klein begin. So ek het spaargeld gevat en ek het die eerste klein masjienkie gekoop. En ek het met die werkswinkel gepraat en ooreengekom sou ek sal hulle betaal as hulle het maar op risiko gewerk. Okay, so almal deel net tot die seil daar is. Ek was maar net gelukkig, jy weet, ek dink mense het mekaar baie meer vertrou op daai tyd. En natuurlik die eienaar van die werkswinkel het geweet as ek hom nie betaal nie, hou hy net die masjien. Ja, so hy het daarom sekuriteit in daai opsig. En so dit was maar net 'n vertrouensband en 'n handskit en ons het so die pad vorentoe gevat.
Ek sê nie dit is so maklik vandag nie. Ek dink dinge is definitief moeiliker vandag om 'n besigheid te begin, maar ek kan nie onthou of dit Bill Gates was of een van die biljonêers het op 'n onderhoud gesê toe hy dink 30 was of so. Toe vra hulle vir hom toe hy sy eerste biljoen gemaak het, toe vra hulle vir hom is dit moeilik vandag vir mense om biljonêers te word? Toe sê hy, soos wat ons praat vandag, word daar 'n biljonêr gebore. Ja. En vir die toekoms. En dit is die realiteit. Jy weet, ek sê nou dis moeilik vandag, maar daar word vandag 'n toekomstige biljonêr gebore. Ons weet net nie wie hy is nie. So oor 30 jaar van nou, wanneer daai persoon 'n biljonêr is, gaan hy ook sê in 'n onderhoud, dis vandag moeiliker as daai tyd. Ja. Maar dieselfde dag word daar weer 'n biljonêr gebore. Yes, ek hoor jou. Dis weer soos die junior en die senior voorbeeld. Jy gaan altyd dink daar's juniors altyd onder jou en die senior gaan altyd en vice versa. Ja, ek dink ons almal weet dat vir ons op ons tyd sal ons altyd dink dit is dalk die moeilikste tyd. Ja. En maar oor 20-30 jaar van nou af gaan iemand weer sê ons het 'n wonderlike tyd gehad en is nou vir hulle moeilik. Ja. Ek sê interessant jy praat so ek onthou toe ek het met my eerste besigheid wat baie van die klipkoers nou weet was commercial cleaning, jy weet in Londen en ek onthou 23 April 2008 toe gaan my website live, maar al wat daar was Google AdWords en Google SEO en Google SEO natuurlik dis 'n ding wat nog steeds, dit vat 'n jaar, 2 jaar om organies op bladsy 1 te kom, maar dit was dit, nee. Maar nou bygesê, gelukkig was daar Google AdWords. Jy weet, want ek dink sonder so ek kyk terug na 2008 en ek sê dank die Vader vir Google AdWords, want ek weet nie hoe ek andersins die besigheid sou kon begin het nie. So ek voel weer dit was 'n bietjie makliker. Maar nou kyk ek weer vandag ouens wat Facebook tot hulle beskikking het, LinkedIn tot hulle beskikking, Twitter tot hulle beskikking, jy weet, e-mail marketing. So nou dink jy, hulle het nou weer, ek wil sê, bietjie meer alternatiewe opsies. So ek sê, bietjie minder moeiliker om in die blokke te kom met verkoop. Want alles kom terug na verkoop toe. Dis die blerrie tafste blerrie ding, en ek bedoel, ek sê die obvious. Ek weet jy antwoord op wat jy nou gesê het, is dat weer eens, jy voel, jy het dit dalk maklik gehad, maar as jy dink, en nou weer met die Facebook hierdie ouens meer opsies, so dit raak nou weer makliker vir hulle, maar ek weet al gesien op social media, hoeveel kompetisie is dat? Ek verstaan, nou is dit nou net weer, almal is op die blerrie ding, nee, ek hoor jou. Dit is 'n verskriklike kompetisie, so niks is maklik vir jou op jou tyd is niks maklik nie. Dit is, ek dink daai is wysheid, dit is absolute wysheid daar. So jy begin toe verbruikte heavy earth moving equipment, as ek dit nou so, ek weet nie by Afrikaans is nie. Wat gebeur toe? Toe aangehou daarmee en toe kom die eiendomsmark wat so opgeklim het in 2004. Maar dis nou met die rentekoers, ek bedoel, hy het oornag, ek onthou nog, op 'n stadium was ons op 'n 25% prima, en die volgende oomblik toe is ons op 'n 15%. Ja, en as jy gaan kyk, in daai selfde tyd was Amerika was op hulle top met die eiendomsmark. En die wêreld het maar net gevolg, en almal het op die eiendoms trokkie gespring en ek was een van die trokspringers en my voelers uitgesteek. Maar dis net 'n bewustheid. So dis nie dat jy 'n ding vir eiendom per se gehad. Want dis nou weer, daar's party ouens daar buite, ons praat nou van boere, daar's party ouens daar buite wat net gebore ontwikkelaars en hy's ek wil sê hy's baksteen en sement bedonderd. Ja. Maar jy was nie daai, jy was net wakker vir die geleenthede. Ja, en baie ander ouens ook wat ek geken het, maar almal op daai trokkie gespring. En toe daai golf gery en tot waar die regering ingekom het en sê daar die nuwe kredietwet is op pad. Wat Suid-Afrika se redding was, nee? Dit was, want toe 2007 het Amerika geval. Ja, maar toe storie die wêreld in daai. Grootste banke in die wêreld het platgeval in Amerika. Goldman Sachs, wat is dit? Goldman Sachs, onder andere, as gevolg van die eiendomsmark. So, een van die bitter min dinge wat ek ooit vir die regering sal krediet gee,
en is dat hulle die kredietwet ingebring wat die land daai tyd gered het van ook 'n totale platval ekonomiese. En dit was ek som met altyd daai kredietwet baie eenvoudig op. Ek sê altyd, jy weet selfs in Engeland voor 2008. Nou natuurlik ironies, dis ek het my besigheid geloods in die maand wat die ekonomie in duie gestort het. Baie ironies ook hoe hulle sê ja nou commercial cleaning is recession-proof business model. Ek kan vir jou sê dit is, maar om die sales te kry raak so 'n bietjie trickier, weet, maar as jy hom eers het, hy is recessie-proof in baie opsigte, want sekere dienste moet die drom moet leeggemaak word. Iemand moet dit doen. So jy kon tot en met daai 2008, ek spot altyd en sê, jy weet, jy het vir die bankbestuurder gekyk, dan het jy 100% lening gekry. Dit was verskriklik. Ek is spyt, ek het nie meer vir die bankbestuurders gekyk nie, en meer links. Ek onthou ook, my eerste, ek het 'n lening, 15,000 pond lening gekry teen 8% daai tyd. Dis actually waarmee ek die besigheid begin het, en dit was, ek vertel het ouens die storie, ekskuus nou, side note, is, ek bel vir HSBC daai tyd, en hulle adverteer toe nou hierdie lening, en ek weet ek gaan bedank, so ek het nou nog 'n payslip. Dit is nou nog, ons is ons payslip beduiweld. Waar is die payslip? Alhoewel is ek sê ironies as jy dink, behalwe dat ek die ding kan makeshift, beteken niks nie. Dis my baie, ons is mos gevaarlik om lenings voor te gee entrepreneurs, want ons is hoë risiko, maar die ou gaan sy job vir altyd hou. Hy's 'n veilige. So daai is nog steeds vir my 'n vreemde fenomena wêreldwyd. Ons sal dit nooit verstaan. Ons sal nooit verstaan nie, maar nou ek bel hulle en ek sê vir hulle, luister, ek het geld nodig. Hulle vra vir my wat wil jy met die geld doen? Ek sê ek wil 'n besigheid begin. Hulle sê vir my nee. Ons kan nie vir jou 5,000. Ek sê nou waarvoor kan ek dit kry? Hulle sê wel, as jy huisverbeteringe wil doen, as jy studielening wil betaal of as jy met vakansie wil gaan. Ek sê die foon neer. Dit is die enigste call center en ek sou skaam om te sê, maar ek bedoel ek moes doen wat ek moes doen. Ek bel, jy tel iemand anders op. Ek sê wil 'n lening hê. Wat wil jy doen? Nee, ek moet vakansie gaan. No problem. 2-3 dae later kry ek 5,000 pond. En dit is altyd vir my ek kyk nou nog terug met 'n geskok dat dis okay om met vakansie te gaan. Moet net nie 'n besigheid begin nie. Maar ja, so ek sê ons kan baie filosofies raak oor dit nou nog en die feit dat dit nog steeds in 'n meerdere mate daar buite daai, ek wil sê die finansiëerders se mindset, veral in Suid-Afrika, is nog eerder gaan jy met vakansie met die lening as wat jy 'n besigheid gaan begin. Maar in elk geval, ek het nou as ek sê ek wil net sê ons kan 'n hele podcast gesprek oor die denkrigtings van risikobestuurders van banke. Ons moet eerder nie daar. Ons moet nie daar nie. En die ironie is hulle sê hulle is risk averse, maar as jy vir oue lening gee met okay, dis nou die Britse banke, maar ja, ek dink baie min entrepreneurs sal ooit by die punt kom wat hulle risiko departemente van banke sal se denkrigtings verstaan. Ja. Maar so toe jy het nou toe sê in die ontwikkelingsgame. Nou wat het jy woonstelkompleks, wat het jy toe nou, waar het jy gevoel, waar was jy toe nou in Gauteng, of waar Gauteng, ja, toe jy nou hier gebaseer in Pretoria, of waar het jy Pretoria, en toe maar in die eiendomsontwikkeling ingegaan, en betyds gesien die skrif is teen die muur, en probeer betyds uitklim, en jy is heeltemal reg van die, hoe die banke geld gegee het, as jy gekyk, soos jy terecht sê, as jy gekyk het vir 'n bank, dan het hulle vir jou geld gegee. En dit was werklik waar 'n gevaarlike uitbuiting gewees van die banke daai tyd. En dit kom net terug na ons gesprek toe wat ons nou net oor gepraat het, is dat hoekom was jou risikobeheer in so 'n lae vlak daai jare? En net na 'n krisis is jou risikobeheer skielik weer op die boonste vlak en jy moet jou hond ingee, jou vrou moet jy bloedsampel, jy moet jou bloed skenk nie eers vir die bank om iets te doen, maar hulle volg ook net tendense, en as daai tendens daar is, dan gooi hulle geld vir mense. Nou, so daai fase is verby, en ek het toe gekyk toe ek sien die moeilikheid is hierso vir die meeste van ons kleiner ontwikkelaars,
het ek Hoe het jy bewus geword van dit? Maar net oor, ek gesien het die kredietwet kom in, en ek het geweet, ek meen, twee en twee by mekaar. Enige regdenkende mens, daai tyd wat nie diep sakke gehad het nie, sou gesien het, hier kom groot moeilikheid, want die mense wat nou jou erwe koop en jou eenhede koop, gaan nie, oormôre gaan nie hierdie selfde mense sal nooit weer daai geld kry, in oor 6 maande vanaf nie. Soos om vir jou idee te gee, ons het 117 erwe in Hazyview gehad, en die erwe was gevat na 'n launch toe om dit te verkoop, daar was 2 ander projekte wat saam daar was, een ski resort, en dan iets by Hartbeespoortdam, en my en vriend van my se 117 erwe, en ons het by hierdie, ek weet nie wat is 'n launch in Afrikaans, loods, by hierdie loods van wat hulle dit gaan soos op 'n veiling sit, daar daar naby die casino, Monte Casino. Ja. Fourways. Dit was so pragtige onthaalarea, en daar was baie eiendomsagente van reg oor die land genooi so toe. Die vrou wat gereël was briljant, en ek het, toe ons projek opkom met die 117 erwe, net erwe, toe ek gaan koffie ingooi, teen die wat ek terug is, in die lokaal, 15 meter gaan koffie ingooi, terug is soos al 117 verkoop. Goeie jammer. Dis hoe mal dit was daai tyd. Mense wat nie eers gesien het hoe lyk die erwe nie. Hulle weet nie eers presies, ek wonder van hulle het nie eers geweet waar is Hazyview nie. Het die erwe gekoop. En dit is hoe belaglik dit is. Dit is soos een van my gunsteling flieks is The Big Short. Wat die storie vertel oor hoe dit gecrash het en wat die banke gedoen het in Amerika, en ek bedoel, daar was ene wat hulle, ek bedoel strippers, man, weet wat hulle met die strippers, jy's 'n stripper, maar sy het 4 of 5 eiendomme. Soos, hoe is dit moontlik? Jy weet, dat jy daar is die sekuriteit geweet, maar dit was die ding van die ou, kyk vir jou en gee hom 'n lening. Dit was 'n baie gevaarlike stadium van ons land, daai tyd, en Amerika het bewys, en so, ek het gesien, hierdie gaan op 'n einde kom, en toe het ek net gekyk na ander alternatiewe en opsies. So die geheim daar was net, moenie verder bou nie. Dit was so eenvoudig soos dit, in die paar is, of as jy 'n paar eiendomme gehad het, raak ontslaaf van dit, ja. En probeer so naby as moontlik om sonder skuld uit te stap. Daar was ouens wat vasgebyt het, wat ek ken persone wat het hulle te lang vasgehou en het baie groot pakslaag gekry. En ek het toe maar net gekyk na die mynbedryf en gekyk na steenkoolpryse en Hoekom die mynbedryf? Is dit toevallig dat jy uit 'n myndorp uitkom? Nee, niks met dit uit te waai nie. Ek het doodeenvoudig net gesien soos ek sê, die eiendomsmark gaan baie vinnig tot 'n einde kom en ek gaan ook saam met baie ander ouens pakslaag kry. So ek moet so dan kyk na 'n alternatief, wat kan werk, en ek het maar die markte dopgehou en gesien die steenkoolpryse is baie hoog uit onkunde, want die steenkoolpryse fluktueer geweldig baie. Dit is regtig soos 'n politieke se beloftes, jy weet, dit is daar heel bo en maar daar's eintlik niks daaronder nie. Ja. En so dis hoe ek nou die steenkoolpryse geëvalueer het daai tyd, en toe dink ek sal maar eerder nou begin in steenkoolbedryf. Hoekom steenkool? Is dit jou lowest barrier to entry in mynbou in terme van ontginning, kostes en sulke tipe van ek baie goed opgesom daar. Ek dink dit vir my was dit die laagste vlak om in te kom, om in die mynbedryf in te kom, want jy het nie soos jy tereg nou sê, jy het nie daai onkostes van 'n goudmyn wat jy smeltery moet opsit om dit wel in 'n 2 kilometer gat grou en al daai lekker. Ja, en steenkool lê vlak. So dit was 'n maklike uitweg. Maar het jy dan nou ook, omdat jy eiendomsbelegging verstaan het, want jy moet nou 'n stuk grond koop, so jy is dit daai verband, jy het geweet om 'n stuk grond te koop, die regte waarmee gepaard gaan, of was dit net weer toevallig dat daar eiendomskonneksie is? Dis alles anders. Ek het omtrent net foute gemaak. Ja. Toe ek begin het daar, so vertel ons daai storie, want dit is fascinerend. Dis nou nie aldag het jy 'n man ontmoet wat vir hom 'n steenkoolmyn gaan koop het. Ja, maar dis die ding, ek het net 'n stuk
Mielieveld gekoop en daar was blykbaar steenkool onder en gelukkig was daar so jy het nou net die regte gekoop ja, daar was my eerste fout gewees. Daar was 10 gate geboor, ek het dit gestuur vir 'n geoloog om te kyk, is dit steenkool, het gesê is baie diep, maar die kwaliteit is goed, en ek het gaan ry daar en gaan kyk, en ek gesien is net 'n stuk grond, mielieland, en maar ek sien die geologiese verslae en ek het met geoloog gepraat en hulle sê die steenkool is ons net baie diep, is duur om dit uit te kry, maar die prys vir die steenkool daai tyd kan jy geld maak met daai kwaliteit steenkool. Ja, so jy gaan 'n premie kry vir dit. So daai tyd het baie van ons onkundiges nog betaal vir prospekteerpermitte en ek hoop daar's nie nou mense wat luister wat hulle gaan lag te dink ek het seker onnoosel goed gedoen. En toe die prospekteerpermit gekoop deur die prokureurs van die verkoper ten duurste betaal, want die prokureur het vir my gesê hulle is so naby aan 'n mynlisensie, oor 6 maande sal die lisensie al wees, dan kan jy begin myn. 3 jaar later was daar nog steeds nie 'n mynlisensie nie. En jy jou geld lê in 'n permit. Ja, en baie dinge, ek gaan jou nie verveel met die details oor wat die proses is met dit nie, maar so daai was die eerste fout. Ek het my oorspronklike dryf was die steenkoolprys. Die tweede fout was ek het 'n prospekteerpermit gekoop. Teen die tyd wat die sogenaamde lisensie sou uitkom 6 maande later, dus die steenkoolprys van $154 na onder $50. So en die myne is nog nie oop nie, maar al my kostes was beraam op daai steenkoolprys. Nou is dit die derde van die prys. En maar gelukkig het ek dit deurgetrek. Dit het tyd gevat en moeite en baie houe, en ek dink dit is wat ek enige boer, enige ander entrepreneur daar buite sal kan getuig. Die belangrikste ding is wat jy nodig het, behalwe dat jy 'n kansvatter moet wees, is die feit dat jy moet deursettingsvermoë, wat nommer 1 is, want niks gaan jou deur dit help nie, as jou finansies uitgeput is, soos daai tyd met die myn, om te wag vir jou lisensie, as jou finansies uitgeput is daar niks anders wat jy kan dra as jou deursettingsvermoë nie, niks anders nie, en is dan wat jy besluit of ek gee op of ek gaan aan, en ek baie sakepersone sal seker vereenselwig met wat ek nou sê. Dis werklik waar net die hoofeienskap is deursettingsvermoë. Feit soos 'n koei. Vertel ons 'n bietjie, ek onthou nou jy het laas van hierdie jy het nog gepraat van diep steenkool. Ek onthou daar's 'n terminologie of strip ratio. Vertel ons 'n bietjie van die strip ratio. Dis vir my baie interessant. Wel, daar's 'n koste aan elke strip ratio. Jy het jou overburden wat en dis die diepte waar hy lê. Dis hoe diep jy moet grou. Sê maar jou steenkool is 7 meter onder die grond, gaan jy 'n strip ratio hou van 7 tot 1. Met ander woorde, jy gaan of 6 tot 1, jy gaan 6 meter se overburden afval om by die 1 meter soom uit te kom. Yes. En so jou beste myne is 1 tot 1. 1 tot 1, maar hy is nie noodwendig hoë gehalte nie. Nee, of kan jy hoë gehalte op 1 tot 1? Miskien in die ou dae was dit hoë gehalte, maar dis uitgemyn. Okay. So die steenkool. Dis die maklike wenne. Die some lê al dieper en dieper. Hoë kwaliteit kry jy baie keer diep onder die grond, maar daar is nog myne wat lae some het wat goed is. Die groot gelyste maatskappye. So daai jou geld gaan om daai boogrond uithaal, bring vir jou geen geld in nie. So jy ry geweldig baie tonne weg sonder om 'n sent in te kry voor jy by die steenkool kom. Yes. En hoe laer jou strip ratio is, hoe vinniger gaan jy by jou geld uitkom. Maar dis al die goed wat 'n mens leer soos wat jy aangaan. En jy maak maar foute. Speel toe nou die steenkool myn ding. Suksesvol, lekker gewees? Ja, was 'n wonderlike tyd, wonderlike ondervinding, en toe het ek net groter gegaan, 'n groter projek begin, en dis waar ek toe nou forceer word om meer en meer BEE in die besigheid in te bring, want ek mag nie aan Eskom verkoop as ek nie 51% het nie. Was dit altyd die afsetpunt? Was Eskom altyd die afsetpunt?
vir die groter projek, ja. Okay. Kleiner ene waar jy steenkool verkoop? Uitvoer en lokale klein groepe wat koop en dit inmeng in hulle swakker steenkool. Okay. So dit was 'n wonderlike geleentheid en ek het goed begin daarmee. Ek was goed ondersteun deur 'n spesifieke bank wat die geld toegestaan het om dit te begin. En ek moes net in 'n baie kort tydperk 'n besluit neem, gaan ek aangaan met dit met die politieke BE-strukture wat ek geforseer word om te doen en of gaan ek eerder uitklim. En hierdie is amper vir my is 'n prinsip saak. Dis 'n kwessie van gaan ek dit geniet? Ja. En gaan ons level playing field, gaan dit fair, gaan dit regverdige speelproses wees. En as jy 'n kwessie van jy lus vir dit nie. Ek en jy het gepraat, ons gaan nie ons gaan nie hierdie roete in diepte bespreek. Ek kan net onomwonde sê, ek is absoluut teen BE. Dit is vir my die mees vernietigende, destruktiewe ekonomiese konsep wat een of ander idioot uitgedink het. En dit dra niks by tot die vooruitgang van hierdie land nie. En ek in enige ander land wat dit gaan toepas, gaan in elk geval dieselfde pad stap as ons. So, ek het toe uitgeklim uit die mynbedryf het as gevolg van dit. En wat was plan B? Wonderlik vir 'n paar jaar, self jammer gekry en kwaad gewees vir hierdie swak regering. Uitwaarts gefokus. En ekonomiese beleide. En toe begin met Scientific Sanitation Solutions, wat gefokus was onmiddellik op, ek ken nie die Afrikaanse woord nie, maar is point of use, wat jy water skoonmaak in plaaslike areas, wat ver weg is van gepypte water af, soos byvoorbeeld rivierstroompies, dammetjies en in die hele Afrika. En ek het die oorspronklike konsep gekry van iemand wat gesê dit werk, die formule, en oor ek nie 'n chemikus is nie, het ek het geglo en dit het nie gewerk nie. So ek moes toe begin navorsing doen het oor chemikalies en wat gebruik word wêreldwyd om water skoon te maak en om presipitasie te laat plaasvind. En eventueel het ek toe maar aanhoudende toetse gedoen. Ek het produk ingevoer, rou materiaal van noord van Japan af, van Spanje af en eventueel glo ek dat tot die teendeel bewys is dat ons maatskappy heel moontlik nou die beste watersuiwerings point of use produk het in die wêreld. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Sowat 40% van Sub-Sahara Afrika se bevolking van bykans 900 miljoen mense het nie toegang tot drinkbare water nie. Die helfte van Afrika se bevolking het al gelei aan watergedraagde siektes soos kolera en tyfuskoors wat deur besoedelde water veroorsaak word. Waterskaarste heers reeds in 14 Afrika lande en na raming versprei na nog 11 lande. 2/3 van Sub-Sahara Afrika is afhanklik van oppervlakwater wat ongeskik is vir menslike gebruik, tensy behoorlik gefiltreer en ontsmet. Hoewel daar 'n waterkrisis heers, is Afrika nietemin die vasteland met die grootste volume onbevrore water. Die probleem is egter nie 'n tekort aan water nie, maar wel 'n tekort aan drinkbare water. So ek wil twee vrae daarso en dan bietjie dieper delf op die produk, maar was hierdie ek wil sê nie 'n hartsaak per se nie, want ek weet water in Afrika, behalwe dat ek dink is hy Pieter Diamandis in een van sy boeke, ek het nou vergeet wat die ding wat hy praat van dat actually water, as jy die waterprobleme in Afrika oplos, los jy groot gesinprobleme op ensovoorts. Dit is actually fascinerend om te sien, weet en hoe, want daar's oorbevolking. Maar die antwoord lê in vars water. Ek sê in daai tyd vandag en nou. Maar
Was dit? Was daar iemand immunitaire komponent? Want as jy luister, ek wil die wêreld 'n beter plek maak en sommer 'n randjie maak in die proses. As ek nou op 'n verhoog gestaan het en iemand wil my toekenning gee, as jy wel gesê dis vir die wêreld. Maar dit was nie daai, dit was vir die bank, was dit vir die bankrekening. Dit was dood eenvoudig vir ekonomiese redes wat ek die projek, die hele konsep begin het. Maar hoe dieper ek betrokke geraak het met dit en hoe dieper en hoe meer het ek gesien die impak, die geweldige lyding wat kinders het wat sterf van diarree as gevolg van gekontamineerde water, dan verander jou siening nogal drasties. En ek het net 'n klein gedeeltjie van dit beleef toe ek in Ghana was met 'n waterkonferensie wat Duitsland gereël het. So 2 jaar terug. Dit was net die dag na 'n hittegolf daar, maar vir hulle is 'n hittegolf 50 grade vir die gemiddelde man se hittegolf. Toe ek daar was dit omtrent nog 43 en hulle het gedink die weer was goed. Ja. En ek het gebottelde water gedrink op pad na die konferensie toe en was geweldig warm. En ek het diarree begin ontwikkel dieselfde dag 1, wat ek is 4 dae daar. Dit was verskriklik in daai hitte en daai humiditeit. So jy dehydreer letterlik op 'n normale manier en dan nog gaan alles by agteruit. Ja, dit is 'n geweldige slegte gevoel in daai hitte. Die voordeel wat ek gehad het, ek het goeie gasheere gehad wat goed na my gekyk het. Hulle het medisyne vir my aangery na konferensie toe. Ek het in die aand in 'n ligverkoelde kamer geslaap. Die volgende dag het ek nog deur dieselfde gaan. Dit was rof van daai water. Ek het my net self ingedink. Hoe moet dit wees van die 6000 kinders wat elke dag so doodgaan? Ja. Elke liewe dag. Weet as jy kyk nou na die Oekraïne-oorlog. Die soldate, die getalle wat ons kry, ek dink ons trek nog nie eers by 6000 van dit is die totale van 'n konvensionele oorlog. Ja. Nou praat ons net van elke liewe die oorlog in Oekraïne gaan verbygaan. Hierdie sterftes kom al van lankal af en dit gaan môre nog weer aanhou. So toe raak dit vir my meer 'n humanitêre ding. En ek moet sê ek voel nog steeds trots daarop dat met UNICEF het 'n tender uitgebring en daar was net 2 maatskappye van al die wat genomineer was, wat werklik waar 'n produk kon op die mark vir hulle aanbied, wat werk. En dit is 'n $80 biljoen maatskappy in Amerika en hierdie klein Suid-Afrikaanse maatskappy. Ongelooflik. Ongelooflik. En en ons produk is nog steeds beter as die Amerikaanse. Dit is ongelooflik. Hulle het ons net gewen op die tender oor hulle baie goedkoper is, want hulle het gemors in hulle produk. En UNICEF is Amerikaans en Amerika. Ja, ek wil sê en ek glo daar's veel ander. Ek gaan nie 'n breinkoevert doen nie. Ek kos met net maar uit eet budgets en sulke goeders. Ja, so daai gedeelte het so begin en toe het ons oorgeskakel met beplanning in die toekoms vir 'n disinfectant vir boere, spesifiek vir arbeid, landbou maar toe kom COVID. Maar voor ek wil net 2 tree terugvat. Hierdie point of view, so ek wil net verduidelik 'n bietjie daai presies, ek wil net 'n lig skyn op wat beteken dit, hoe lyk dit daar in Afrika? Nommer 1 en nommer 2 en dan vertel net wat maak julle produk beter, want ek weet daai sediment wat verduidelik ook net die hele proses. Geen so 'n snapshot. So wat gebeur is dat die meeste plaaslike bevolking in Suid-Afrika en in Afrika gebruik 'n 20 liter kan om hulle water te gaan haal. En hulle stap geweldige lang afstande om dit te gaan haal. En terwyl hulle langs 'n rivier bly, of langs 'n dam of 'n klein stroompie bly. Maar hulle het hom nou opgeneuk. Hy is so besoedeld dat hulle weet hulle sterf as gevolg van daai water. Ja. So en NGO's gaan en hulle boor putte vir vars water. Maar dis nou 2-3 kilometer nou weg van die village af. Ja. Van die dorpie af. Yes. Nou stap die bevolking nog steeds 2 na 3 kilometer met 'n leë kan soontoe met 20 kg op hulle koppe terug. Ja. En
partykeer 2 keer 'n dag. So wat gebeur? Die hele village skuif, want dit is mos maar alles plakkers, meeste plakkers, skuif na die punt. Die varswater punt toe, ja. En dan begin hulle weer gate boor daar, en hulle doen hulle nommer 1 en nommer 2 in die gate. En dan hulle alweer die water daai put is weer besoedeld. En ook die ander probleem is dat uit die 80,000 putte wat al geboor is deur NGO's, is nog net 30,000 van hulle blykbaar in werking. 50,000. So die pompe breek en onthou daar bestaan nie 'n vloekwoord is maintenance, onderhoud in Afrika. Die hele Afrika. So niemand doen onderhoud nie, as hy breek staan hy. Ja. En so nou uit daai 30,000, dis nie my getalle, dit kom van Amerika af. Uit daai 30,000 wat hulle beweer werk nog, is net 10% skoon genoeg om te drink. Die ander is ook gekontamineer. Okay. Nou, dit was waar die ekonomiese sy in het kom, dat daar is 'n behoefte vir die produk. Nou, ons produk is 'n 6 gram sakkie wat jy dan ingooi in die 20 liter gekontamineerde water. Daar's verskeie vlakke van kontaminasie, van 50 total coliforming units tot 1 miljoen total coliforming units. Waar skop daai ernstige diarree in? Van wat? Dit kan van 10 af inskop. Okay, so dis nie eers dat dit daar's nie 'n hoë margin. Dit gaan oor jou immuniteit. Okay. En ons ondervoede kinders en mense het so vatbaar, is net baie vatbaar. Okay. En as daar ander siektes soos byvoorbeeld vigs wat ook in TB en Ebola en wat hulle saamdra wat hulle immuniteit baie swak het. En so jy word baie vinnig geaffekteer of geïnfekteer. Ja. Nou wat ons produk doen is hy maak die patogene wat siektes veroorsaak en infeksies veroorsaak, soos E. coli, soos salmonella, cholera, vernietig ons dit in 'n baie kort rukkie, maar ons sê hou die water en hou dit vir 30 minute in die water, na jy dit geroer. So hoe vinnig maak jy die goggas dood? Ons toetse wys, maar ons beveel dit nie aan in die tyd nie, maar ons laboratorium toetse 10 sekondes. 10 sekondes? Ja, dit is ongelooflik. Wat dit alle patogene vernietig. Okay. Maar dan is die water drinkbaar, maar is nie mooi nie. Nog nie. Dis waar die 30 minute saamwerk. Ons weet dat die water is al gesaniteer lang voor 30 minute. Ja. Maar omdat jy wil hê dat die water moet fisiek goed lyk, dit moet lyk soos kraanwater, moet die sediment afsak onder toe na die bodem toe, of as dit byvoorbeeld nou, as daar soos alge is, sal dit boontoe styg. Maar die water in die binnekant is. Maar ek wil sê, daai stap 2 van die sexiness. Die eerste een is, hy doen die job. Jy's alright. En dan stap 2 is nou daai mooi maak. Dan maak hom mooi en al wat jy doen is, soos wat hulle nog al die honderde jare doen in die veld, hulle skep die water uit in 'n kalbas en gooi hom deur 'n lap en 'n volgende houer, en die water is dan skoon en reg om te drink. Ons het baie laboratoriumtoetse, die Durban Stadsraad het gedoen, Kaapstad Stadsraad het, toe sal dit nou in Kaimus toetse gedoen met ons produk. Ons het dit in Nigeria, dit is al redelik in die hele Afrika al getoets. Ja. So dit bring nou skielik vir jou skoon drinkwater na waar jy ook al is. So jy hoef nie daai lang afstande te stap nie. En jou ding, ek het dit al vir jou gesê, jy weet wat vir my baie indrukwekkend was van jou produk van die begin af, is die feit dat jy die vloeistofkomponent verwyder het. Ek dink baie keer met sanitizers en goeders, ek sou altyd sê, jy ship water rond, jy ry water rond. Ja. Jy is 'n 6 gram sakkie. Ja. So die koste van verspreiding is drasties af. Dit is net 'n baie effektiewe verpakking. Ek is bly noem dit nou, want dit is toe, die beplanning was mos om vooruit te gaan, dis nou maar waar die besigheid begin het, maar die beplanning was om eventueel wye, 'n breë basis disinfectant, ontsmettingsmiddel vir die boere te kry. Maar was dit nou, om met COVID toegeslaan het? Toe sien julle nou die geleentheid? Nee, dit was al jare in beplanning. Okay. Maar ek was net nie gereed vir daai volgende stap nie. Want daar's soveel ander produkte op die mark, hoe positioneer jy jouself? Maar toe kom COVID. En dit wat in theorie beplan was, miskien nou in praktyk kom in die mees kritiese tyd, toe total lockdown begin het.
So die fabrieke was nie oop nie, mag nie oop wees nie, en. So ek is toe deur die Beersgroep gekontak en gesê, hulle weet van die teorie, hulle mag nie alkohol op die myn gebruik nie, kan ek vir hulle voorstel aan die produk, die sê ek het nog nie eers 'n naam vir die produk nie, ek het nog nie eers die produk nie. Ja. Die sê hulle wel, stuur wat na die dokter toe en gestuur, hulle het gehou van die verskillende bestanddele se effektiwiteit, wat van navorsing van reg oor die wêreld, en saam by mekaar is dit nog kragtiger. Ja. Wat was die doelwit van dit? Dis kom ek het redelik lank uitgestel het, maar soos ek COVID het ons gedwing met doen, is dat ek wou nie kloor gebruik nie, en ek wou ook nie alkohol gebruik nie. Want vir al die regte redes, die alkohol is net gemors, en dit is vlambaar, en jy kan dit nie op 'n myn gebruik. Ja. So, die produk is toe saamgesit, en die naam is gekies, en die brand, ek weet nie wat... Die handelsmerk is geregistreer, en dis die geboorte van Sani 99, met ons slogan. Jou strapline, jou lese. One bottle for life. One bottle for life. En dit is waar dit nou inkom, wat jy genoem het, oor weer eens, hierdie was regtig nie begin uit 'n finansiële oogpunt, maar doodeenvoudig vir 'n omgewingsbewustheid posisie. Maar dit nou begin met by the way, wat is jou watersuiwerings Sani Amanzi. So Sani Amanzi het jou die bewustheid gegee van die planeet. Ek sê altyd people, planet, plants, pets, né? Wel, dis dit. Ja. So ons kan almal ons terugvat na met die begin van COVID in 2020, toe daar totale lockdowns is en jy mag net winkel toe gaan vir kos, en jy moet bewys jy gaan, en om ontsmettingsmiddels. Dis korrek, yes. En sanitasiemiddels te koop. Binne 'n week was al die rakke leeg. Met ander woorde, al daai bottels wat daar gestaan het, was uitverkoop. 'n paar dae later was daai rakke weer vol. Want toe begin fabrieke, mense van enige ek wil sê elke tweede ou wat die maskers gemaak het, dit is sanitizers. Wat 'n kontak het in die handelswinkels, het hulle produkte daarin gekry. Alles in plastiek bottels. Ja. Maar elke tweede dag is dit uitverkoop. Waartoe het daai bottels gegaan? As daar wanneer, en ek het my navorsing gedoen op plastiek bottel kontaminasie. Dis hoekom ons so lank gevat het voor ek Sani 99 Want jy wou nie net weer plastiek nog plastiek in die grond. Ja, en net nog 'n bottel op die rak te wees nie. Lang is honderde ander nie. En my siening oor dit was, wat 'n skok was toe met die COVID begin het, was wanneer die plastiek bottel kontaminasie so enorm was voor COVID, wêreldwyd. Reeds. Voor COVID. En jy het gesien hoe daai bottels van daai rakke afgaan en nuus kom op. 300-400% groei per week van plastiek bottel kontaminasie wêreldwyd. En ek kon net nie deel wees van dit nie. Daarom het ek gehou by ons verpakkingsmetode, wat ek gesê het, ons verpak dit in 'n klein sakkie, waar jy 1 liter hoogs effektiewe ontsmettingsmiddel kan aanmaak mee met enige water. Ja. So met ander woorde, weer eens terug na die logiese, maklikste manier om met 'n ontsmettingsmiddel te wees, is dat as jou bottel nou leeg geraak het, gooi hom weg en jy moet een of ander tyd weer na 'n winkel toe gaan. Ek praat van die hoog COVID tyd. Ja. Met ons produk was dit eenvoudig. Jy ry nie met 20 liter ontsmettingsmiddel rond nie, maar 20 Sani 99 sakkies gooi jy in jou paneelkussie. Ja. En wanneer jy, so dis klaar 20 liter wat jy mee rondry. Jy kan, ek wil sê, in jou hand vashou. As jy uithardloop uit ontsmettingsmiddel uit, stop jy met jou Coke bottel by 'n garage, en jy gooi daar water in, en jy gooi 'n sakkie in, en daar het jy weer 'n internasionale, geakkrediteerde en gesertifiseerde hoogs effektiewe natuurlike
natuurlike hoogs effektiewe ontsmettingsmiddel. Ongelooflik. En ek het teenkante gekry oor daai verpakkingsbeginsel, maar Hoekom? want dit is nie soos die vloei in die norm. Is die norm Is nie nie? die norm nie. En ek het net vasgestaan by dit, want ek het geweet wat die toekoms inhou met verpakking en met plastiek bottels. En natuurlik nou met hierdie hele supply chain, hierdie ware ketting gemors wat en ek dink nou containers, nee. Nou moet weer eens om met die ouens water en goed aanry wil ek amper sien hulle produkte. Jy het nie daai probleem nie. Nee. Maar vertel ook, jy het laas my vertel hoeveel pakkies is die ekwivalent van 'n container? As jy Sani 99 vat en jy wil 2 miljoen liter ontsmettingsmiddel maak. Wat 'n container is. Ons sit in 41 voet container Yes. met ons verpakking. Die ekwivalent van dit om dit te sit in die huidige plastiek bottel applikasies is dit 66 40 voet containers. 66 om dieselfde om 2 miljoen liter te om dieselfde hoeveelheid te vervoer. Dit is ongelooflik. En ons het uitgewerk na die dag, die Amerikaners het dit gesoek net om te kyk om ons produkte versprei in Amerika in 40 voet containers, want elke 40 voet container sal jy moet dubbel as perd moet hê om hom te trek. En toe wil hulle uitwerk, ons moet vir hulle uitwerk, wat sal die vermindering wees op die carbon footprint? Ja, ag wel, dit is ek dink dit is die Afrikaans. Carbon footprint en ons net as hulle net Sani 99 gebruik om die vervoer in ons verpakking ons te doen, boonbehalwe die enorme vermindering van plastiek bottel kontaminasie wat ons doen. Verminder ons amper 5 biljoen ton se carbon wat in die lug is, net om 'n jaar ons produkte het hulle mal teruggetrek na bome toe. Want ek bedoel dit sal 'n interessante sommetjie wees. Hoeveel bome verteenwoordig 5 biljoen. Is verskriklik. So ons is weer eens baie trots om 'n Suid-Afrikaanse produk te wees wat in Pretoria vervaardig word, wat regtig wêreldwye impak begin maak en erkenning kry. Die tragiese punt is ons nog steeds nie erkenning in ons eie land nie. Dood eenvoudig as gevolg van onbevoegdheid. Ons gaan nou in Amerika, ons is in Kanada, ons is in Ierland, ons is in Verenigde Koninkryk en die res van Europa. Juis oor ons carbon footprint vermindering en oor die plastiekbottel vermindering. Wel, hulle verstaan dit en is vir hulle belang. Dit raak nie meer, is nie meer nice to have. Nou het ons die gedink aan die boere, want Sani 99 het nie begin as gevolg van die boere nie, het begin as gevolg van COVID, maar die konsep, die gedagte, die toekomsbeplanning van Sani 99 was lang voor COVID vir die boere. Dit is jou visie gewees. Ja, en die rede vir dit was soos oor, ek weet wat boere betaal vir ontsmettingsmiddels. En dan word 'n ontsmettingmiddel vir die boer gegee net vir sy na-oesbehandeling. Daar word 'n ontsmettingsmiddel vir hom gegee vir voor-oes voorbereiding van sy grond, vir sy toerusting, maar nie in die groeiproses. En daar is natuurlik baie pesticides. Ja, natuurlik, yes. Groeiproses. Maar elkeen het sy prys. En elkeen word met baie beloftes gegee aan die boer teen 'n prys. En hoe groter die naam van die vervaardiger, hoe duurder betaal die boer vir dit. En daar's sekere van die name wat geweldig sterk is in die mark, wat jy moet verdun om die ontsmettingsmiddel te maak. Sê maar byvoorbeeld 'n sekere hoeveelheid milliliters per soveel liters. Ja. Nou die gevaar met dit sal oor en oor bewys, is dat as dit so effektief is, die verdunningsproses, en dit word elke keer so gedoen, hoekom breek daar nog steeds so baie siektes uit? Dit maak mos net nie sin nie.
Dis die eerste ding. Dis wat ons oorkom het toe met ons produk Sani 99 for Agri. Sodat jy nie daai verdunningsprobleem kan maak nie. En ek wil dit net hier noem, dat mense word vertel, nie net boere, maar ek praat van enige verhuishoudelike middels ook, reinigingsmiddels, word daar baie keer gesê op die houer 99.9%. Ja, wat ons dink is, want dit klink ons fantasties. Dit klink fantasties. Maar dit is fantasties, behalwe op jou rapport, jou skoolrapport. Ja. Behalwe as dit kom by ontsmettings. Ek verstaan, wat dit by wetenskap kom. Heeltemal ander ding, as dit kom by ontsmetting. Byvoorbeeld, as jy 'n 99.9% produk het, wat jy gebruik as jou ontsmetting, teen 'n 99.99995 soos ons in dit. Okay. Daar's 3 9's en 'n 5 in. By ons is daar 6 9's en 'n 5. 6 9's en 'n 5. Hierdie ou is dit net 'n 99.9. Hulle 1 9, okay? Wat die verskil is daar, is dat ongeag jou oppervlak, bly daar nog 10.000 keer meer patogene oor op daai oppervlak. Op 'n 99.9 is daar 10.000 goggas wat nog al bly. Wat oorbly. Jy het net een nodig om 'n infeksie te veroorsaak. Ek hoor jou. In 'n totale ramp te begin. Ja. So dit is die geweldige verskil. Dit is van 99.9 na 99.99995 toe. Is daar 'n 10.000 patogene, of dit op 'n millimeter is en of op 'n halwe millimeter is. 10.000. Dit is wat versus 20 miljoen. Dit is wat vir jou lê en wag daar. Met ander woorde, dit is wat die boere moet in ag neem, is dat hulle het die reg om vir die verskaffer te sê, ek soek jou laboratoriumverslag. Nommer 1. Ek soek nommer 2, die telefoonnommer van die laboratorium en die toetsnommer van daai toetse, wat jy vir my sê, jou produk kan doen. Want ek raai dit aan. Dit is ons bedryf. Moenie net aanvaar wat daar vir jou gesê word is korrek nie. Want as dit so korrek was, sou daar nie siektes uitgebreek het nie. En dit gee vir jou 'n baie valse gevoel van jou biosekuriteit op jou plaas is goed. Niks gaan gebeur nie. Want jy dink 9.9 is dit is 'n persepsie, want jy dink 9.9 is goed. En dan kan jy ook gaan op soos wat ons is wat 'n log 6 en meer is op soos ons is dat jy moet nog steeds die regte protokolle volg om seker te maak dat jy 'n goeie biosekuriteit het, soos byvoorbeeld met hoenderhokke veral en varkhokke met varkgriep. Daar's verskillende prosesse wat jy kan volg en die goeie ding wat ons het en die grootste uitdagende ding wat ons gehad het, is om in die hele Europa goedgekeur te word. As 'n produk wat veilig is vir mens en vir dier, en dan moet dit nog hierdie patogene en virusse doodmaak binne 10 sekondes. En so daai balans, en ek wil dit ook aan die boer bekend maak, is dat dit is 'n balans wat bitter min produkte in die wêreld het. Jy gaan of baie meer effektief wees en jy met jou diere verwyder wanneer jy die ontsmetting laat gebeur, want jou diere gaan vrek van die ontsmetting, of mense gaan doodgaan van die ontsmetting Is jy nou onlangs weer boere wat kanker ontwikkel wat hy blootgestel word aan die patogene nie? Ek dink ek het onlangs so 'n artikel gelees. Ja, die chemikalies wat ek het gelees. Nou ons produk is so hoogs effektief soos ek jou nou gesê op die 99.99995%. Ons maak varkgriepvirusse dood, ons maak die influenza virusse dood, soos voëlgriep, en ons maak alles dood, alles onder 10 sekondes. Jy hoef jou diere nie te verwyder uit die hok uit nie, inteendeel, ek beveel aan, as jy ons produk gebruik, hou die diere daar, want ons wil hê hulle met ons chemikalie, ons produk in asem. Maar dit is goed vir hulle. Ja, dit is goed, want jy maak jou, die virusse akkumuleer in jou lugweë, in jou neus lugweë, en dit is waar al die virusse begin uitbroei. En ons maak dit dood in sekondes. Ja. So dis 'n dubbele voordeel. So terwyl jy jou hokke sprei met wat hulle noem fogging, ja,
of met jou knapsack, jou 16 liter knapsack op die harder, die areas waar jy meer kontaminasie het, wat jy vermoed kontaminasie, want jy gaan jou hoenders nie nou vir die volgende 6 weke uit die hok uithaal, 6 tot 8 weke, voor hulle gaan geslag word nie. Hulle gaan daar bly. So wat doen jy? Jy moet iets daarin sit wat werk, wat hoogs effektief is, wat in Europa getoets is en bewys is dit werk. En is natuurlijk geakkrediteer. En nommer 2, jy gaan altyd die vrees hê, gaan dit my diere affekteer, hierdie chemikalie. Ons sê, hou jou diere daar, laat hulle asseblief in ons. So met ander woorde, jy het nou hoogs effektiewe produk wat veilig is vir jou dier ook. Hier kom die bonus. As jy nou te veel gespuit het van ons produk, en dit gaan in die water in. Europa het ons goedgekeur dat die mens en dier dit nog kan drink ook. Wow. So, en die spuiter. Die spuiter is ook oké. Die spuiter. Ja, ek wou sê, want jy moet dit want, ek weet, die werker wat, natuurlijk. So, want hy asem het op deur sy neus, en so, daar is 'n baie goeie kans, hy gaan nie COVID kry. Ja. Definitief. En, so, dis 'n Suid-Afrikaanse produk wat in Suid-Afrika vervaardig is hopelik vir ons boere in Suid-Afrika. En ons het 'n doelbewuste besluit geneem dat ons wil dit direk aan die boer verkoop. Sodat ons al die middelkostes uitsny. Hoekom moet dit deur kanaal 2, 3 en 4 gaan voor dit by die boer uitkom? Die boer het net een vraag om te vra vir 'n produk. Waar is jou laboratorium verslae? En ek gaan my prokureur of my auditeurs laat bel, of my plaasbestuurder laat bel om te bevestig, is dit die werklike resultate en die werklike toets. Verder maak dit nie saak wat die naam van daai produk is nie, of watter agent of wie dit aan vir jou aanbring nie. Dit verbeter nie jou produk nie. As 'n groot naam se verteenwoordiger dit vir jou bring nie. Ek wil sê, al betaal hy die 4 balle in die oopbaars. So, of dit die groot naam is met wat sy verteenwoordiger instap van 'n groot produknaam wat instap, beteken nie die produk is dit wat dit werk nie. Jy het die reg om uit te gaan, om jou huiswerk te gaan doen op daai produk, en om seker te maak, doen dit werklik wat dit sê dit doen. En, want om vir julle 'n goeie idee te gee, is byvoorbeeld Dettol, as jy dit koop, dit staan 99,9%, maar alle bakterieë dood. Hulle het naderhand bietjie dit verder gevat en gesê, virusse maak ook dood, wat hulle toe die veld toch verander het tydens COVID, want die oomblik as jy Dettol van 99,9%, soos wat ons almal gedoen het, uit onkunde, jy gooi 'n doppie uit en jy gooi dit in 'n bad, of jy gooi 'n doppie uit, dan is dit absoluut niks werd nie. O aarde, so in sy konsentraatvorm, of in die bottel is van hy werk. Enige iets as jy hom verdun, is hy nie eers 9, dan is hy seker 1 werd. Oh my aarde. Jy weet, en dit is so belangrik dat boere dit in ag neem wanneer hulle produkte kry wat aanbeveel, hulle moet dit verdun, want dit kom in 'n konsentraat, en dit lyk goedkoper. Dis nie ouraas hierdie nie. En dit lyk goedkoper, want ek kan dit verdun. Dis net rooi ligte vir my. Ek sê nie, daar is fout, dat jy dit nie moet beproef nie. Ek sê net, gaan doen jou huiswerk op die produkte. Kyk waarvoor jy betaal, en kan dit werklik die werk doen wat dit sê. Kan jy ook 'n produk kry wat meer omvattend is, meer breë basis is, soos die Sunny 99 for Agri, wat jy vir meer applikasies kan gebruik, soos byvoorbeeld die grootste aardappelboer in Ierland. Kyk, dis waar julle nou natuurlijk julle toetse doen, hè? Ja. Ook Aspres, om daai, want as dit goed genoeg is vir die Europese boer, is dit goed genoeg vir enigiemand. Natuurlijk, en wel, ek weet dat ons boere in Suid-Afrika is by uitstek seker die beste boere in die wêreld. En ek dink die wêreld weet dit ook. Dis net die mense aanvaar Europese akkreditasies net beter. Soos die Japanees het vir my uit Japan uit gesê, we've tested your product, we love your product, we cannot buy it from you. En ek vra toe van hoekom? Hy sê, because we don't trust South African products. Wow.
Dit is waarvan ons nou is van 30 jaar terug se ja, we sê die SABS is nie meer die SABS nie. Hy bestaan nie eers sy laboratoriums nie. So dis waar ons van dan af tot nou toe is. Nou, om vir jou te sê hoe SANI 99 for Agri sy wye impak nou kry en as 'n breë basis aanwending, is dit soos wat ek nou gesê, die grootste aardappelboer in Ierland gebruik nou SANI 99 for Agri vir 'n reeks toetse. Nie net vir sy na-oes behandeling nie, maar spesifiek vir blackleg wat binne in die grond voorkom, wat binne in die wortels inkom en binne in die aardappel, die aardappel self. En dit kom terug aan jou punt toe van voor, gedurende en na die tyd. En ons het nou 'n projek geloods daar waar nie net sy toerusting, want die blackleg word versprei deur die toerusting self wat gestaan het van seisoen tot seisoen. Okay. En die bakterie gaan nêrens heen nie, hy wag daar. Tot hy weer in die grond gesit is, want hy word vervoer deur die grond en met hulp van water. So hy wend nou ons produk aan op sy toerusting wat nou in die skure staan. Hulle gaan nou begin plant. Grond voorberei. En dan gebruik hulle SANI 99 for Agri in verdunnings hoeveelhede saam met hulle vloeibare fertilizers ensovoorts wat hulle in die grond so lank spuit. Ja. Want ons is slaag getoets, ons maak die blackleg dood, die bakterie. Want dit is 'n tipe bakterie wat 'n single cell bakterie wat ons alreeds mee getoets is wat ons doodmaak. En wat hulle noem 'n envelope bakterie. En ons maak al die envelope bakterieë die sterkste dood, soos byvoorbeeld Staphylococcus, E. coli, Salmonella, cholera, ons maak hulle almal dood. En so hy doen hierdie hele proses nou om dit tydens voorplant, tydens groeifase gaan hulle nog steeds SANI 99 for Agri opspuit en nog steeds aanhoudend hulle toerusting ontsmet met SANI 99 for Agri en natuurlik hulle personeel ook. So dit is hoe wyd die produk aangewend word. So jy het nie nou 5 produkte nodig nie. Jy kan een produk hê wat klaar reeds goedkoop is en soos Volking is baie goedkoop en is baie effektief en ook met die sprei met die 16 liter knapsacks. En dit gaan so vir die eierboere ook, want een van hulle groot bedreigings is salmonella wat deur die eierdoppe binne in die eiers ingaan. En ons produk is bewys, hy maak dit in sekondes dood. Ongelooflik. So jou hoender staan daar, lê die eiers en jy kan hierdie op jou band wat die eiers vervoer, kan jy 'n fyn sproei, so wat die eiers rol op die band. Sproei SANI 99, hy maak alles vry. Op dit. Jou hoenders is skoon, kry nie onder andere bird flu en Newcastle disease nie. Jou eiers word beskerm teen salmonella en wat ook al in die water val, maak ook dood. Maak die patogene in die water ook dood. So dit is net 'n hele omgewing van veilige biosekuriteit. Yes, ek is maar laaste ding, en ek is bly ons het nou al hierdie gesprek gehad en dit is vir my van pas te einde. Die verpakking. Ek wil terugkom na die verpakking toe, want jy het nou daar gepraat, jy het 'n probleem met plastiek bottels of plastiek gehad, maar selfs hier het jy uit jou uit gesê, luister, ek is nie tevrede met hierdie 6 gram pakkie nie. Ek is bly jy onthou dit. Ja, so ons strategiese vennote in Verenigde Koninkryk in Manchester het toe begin werk maak, want ek het vir hulle gesê, ons het dit nie hierdie, almal praat van biodegradable materiaal. Ek het dit nog nooit gesien nie. Ek hoor net van dit en ek gaan lees op dit. Het lyk alweer soos 'n 99.9% gesprek, nee? Maar Jacques, die ding is dat alles is biodegradable. Afhangend net van die tyd. Gee dit 1000 jaar en is ander mense sê dit is binne 24 uur, nee, net in perfekte omstandighede en sekere temperature ensovoorts. So ons produk word om vog uit te hou, word in 'n triple foil verpak. Maar ek het
soos jy self weet, het dit my nog altyd gepla, want dit is nog deel van kontaminasie vir my. En toe het hierdie groep in Duitsland, wat saam met ons Engelse vennote werk, en hulle het 'n fabriek in Oekraïne ook, wat gehelp het met die ontwikkeling, het hulle hard gewerk daaraan om vir ons produk, vir hierdie spesifieke brandmerk, handelsmerk, logo, vir ons brand, 'n papier, 'n 100% papier verpakking te ontwerp. Die uitdaging was, wat ek vir hulle gegee het, is 2 uitdagings. Een is, hoe hou ons vog uit, nommer 1, en nommer 2, ek het al pogings soos dit gesien in die verlede, dit lyk verskriklik lelik, en ek wil nie ons verpakking moet lelik lyk. En hierdie groepe het saamgewerk vir maande, en uiteindelik vir ons nou die eerste voorbeeld gegee verlede week. 'n Demonstrasie op Zoom meeting, waar hulle die papier onder 'n kraan water hou, en hy het geval, is 'n baie groot maatskappy, en in groot laboratoriums, en die water gehardloop, en hy het nie deur gegaan nie. Vir die eerste keer kan ek met alle eerlikheid sê, ons hierdie Suid-Afrikaanse produk en Suid-Afrikaanse maatskappy gaan boonbehalwe nou dat jy superieur produk het, 'n superieur produk het, 'n breë basis produk wat goedkoop is en effektief is, veilig vir mense en dier, gaan ook nou in 'n 100% oplosbare verpakking gesit word. En dit is wat vir my opgewonde maak, want sou 'n groot boer baie bestel, gooi kan hy of daai sakkie op die plaas, op die landerye gooi, nommer 1, of hy kan dit gaan bære, en dit kan weer verkoop word vir recycling. My magtig. Want die ander kant, dit is papier, dit is papier, dit is bome. Dit is papier, en papier het gewig, so jy gaan baie vinnig by 'n ton se papier kom wat jy kan verkoop. En ons voel regtig oor dit ook baie trots. En net om ook vir die boere gerusstelling te gee, ons chemikus is 'n baie slim jong man, wat sy meestersgraad in chemie het, en hy kom van 'n plaas af. So hy verstaan boerdery, hy verstaan die boere, George Erasmus, jy weet, so ek dink en ek glo dat die boere is in goeie hande as hulle na ons produk gaan kyk. Victor, dit was nog lekkerder rondte nommer 2. Verskriklik dankie vir jou tyd. Hierdie is verskriklik inspirerend, en ek is opgewonde hoe ek staan oor die geleenthede vir al die Suid-Afrikaanse mark en vir al agri. In my kop is dit nie of nie, dis net wanneer. Ek wil sê wel gedaan. Baie dankie, en ek is bly jy het my die geleentheid gegee, en ek sien uit daarna dat ons 'n deel word van die boeregemeenskap in Suid-Afrika. Dit is vir ons 'n groot uitdaging, om by die boere in te kom, want dis nie vir my lekker as 'n Suid-Afrikaanse maatskappy en produk om in Europa gebruik te word en nie hier nog nie. Ja, dit die Engelsman sê, it's wrong. So, ek sien uit om die boere te ontmoet. Dankie. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.